rewrote my life. Hy sê, alles verander, maar Jesus nooit. En hy sê eenvoudig liedjie, hy's maklik, hy sê, kom ons verheerlik sy naam. Julle sal maar die eerste keer kry, wel. Kom ons, hy's ook 'n lekker walsie so, na die tweede derde keer, is jy lekker om op dieselfde beat hande te klap, want hy sê, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Amen. Volgende liedjie sê, is 'n Engelse liedjie, hy's 'n ou bekende Pinksterkoortjie. Hy sê, reach out and touch the Lord as he passes by. Vanmôre as jy aanraking van die Here wil hê, steek jou hand in die lug op. Sê, en hier's mense, ons almal, kinders van die Here hierso, jy kan letterlik jou hand in die lug opsteek. Ons almal doen dit, ons is 'n lewende kerk. So as jy voel jou hand in die lug opsteek, doen dit, vat sy moedigheid. Ek sal my hand in die lug opsteek. Jesus in half van hierdie song hou ek op, sing sommer saam. Want dit is vir my lekker om net my hand uit te reik en te sê, reach out and touch the Lord as he passes by. You'll find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment. Your needs to step right. Reach out and touch the Lord as he passes by. Reach out and touch the Lord as he passes by. You'll find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment. Your needs to step right. Reach out and touch the Lord as he passes by. Reach out and touch the Lord as he passes by. You'll find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment. Your needs to supply. Reach out and touch the Lord as he passes by. Reach out and touch the Lord as he passes by. You'll find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment. Your needs to supply. Reach out and touch the Lord as he passes by. Volgende liedjie sê, o Heer my God, as ek in eerbied wonder. Hy sê in die woord, ek is. Ons buig vanmôre ons hoofde en in eerbied sing ons hierdie lied vanmôre. O Heer my God, as ek in eerbied
hoor net oorgekopie van die lyrics af. Ons gaan 'n laaste liedjie sing. Ek hoop julle ken hom. Hy sê Majesty. Hy sê Majesty. Worship His Majesty. Unto Jesus be thy glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns. So may some lift up on high the name of Jesus. Magnify, now glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Kom ons sit in aanbidding en dan nooi ons die Heilige Gees om saam met ons voor ons die woord te lees. Holy Spirit, come in this place. Holy Spirit, thou art welcome, come in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome, come in this place. Holy Spirit, thou art welcome, come in this place. Holy Spirit, thou art welcome, come in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome, come in. Amen. Ek sit hier die ding se ek raak gewoond om af te gaan en te gesels oor 'n topik en dan kom ek nie terug by wat ek wil uitkom nie. Maar vanmôre wil ek eers vir ons die teksvers lees. Ek het 2 teksverse wat ek wil lees. Ek wil hê julle moet vir my Kolossense 2 vers 13 toe gaan en dan gaan ek vir julle sommer net self uit Jesaja 61 vers 7 lees. As julle by Kolossense is, dan sal ek vir julle Jesaja 61 vers 7 lees. Het julle Bybel wil julle nie keer? Hande is vol. Dit daar is die laaste. Hande is vol. Die hande is vol. Kom ek kyk vir julle of ek daar vir julle indruk maak op at least Kolossense 2. 2 vers. Kolossense 2, ons gaan nou die verse uitsorteer. Van ons 'n paar versies wat ek Kolossense 2 Tessalonisense daar. Kolossense 2. Ons sê Kolossense 2 is al 'n merk, nee, dan wil ek nie merk daar. As ek kan julle lees daar. Dan is Susan. Dan dan jy luister, prys die Here daarvoor. Ek gaan net afsit hierso. Gisterand het ons die gitaar aangesit. Gisterand het ons die gitaar aangesit en toe die krag so nuwe tyds teruggekom. Ons het die krag gehad hier so vanoggend vroeg toe gaan die krag af. En 8 uur vanoggend toe gaan die krag eers weer aan. Dus ek prys die Here. Ons krag vanmôre so. Ek wil graag hê ons luister maar sommer saam, dan gaan ek vir julle Jesaja 61 vers 7 lees. In plaas van julle skande ontvang julle
'n dubbele deel. Ja, ja. En in plaas van julle smaad, sal hulle jubel oor julle deel. Daarom sal hulle in hulle land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. Dis 'n keer teen. Nee, ek verskoon my net gou. Ek wil net 'n recording hier aansit, want ek sien daai ding baie lekker werk hier. Ek gaan vir julle weer lees. Jesaja 61 vers 7. Ek gaan nou Kolossense toe. Ek wil net weer lees Jesaja 61 vers 7. In plaas van julle skande ontvang julle dubbele deel, en in plaas van julle smaad sal julle jubel oor hulle deel. Oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem en ewige vrede geniet. Ons gaan nou terugkom na hom toe, maar as deel van my teksvers. Dan gaan ons na Kolossense 2 en ek gaan vir julle vers 13, 14 en 15 lees. As julle my toelaat, dan die mag oopmaak wat daar 'n mense klip die kant. Wat sit soms Daar's hy. Baie dankie. Baie dankie Dis Susan. hier. En julle wat dood was, vers 13, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Halleluja. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle oor die openbaar tentoongestel het, en daardeur hulle oor hulle triomfeer het. My teksvers is, en hy het ons skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Ek wil weer net lees, in plaas van julle skande, in Jesaja 61 vers 7, sal julle 'n dubbele seën ontvang. 'n Oupa, en ek wil praat oor die ernstigheid van ons skande. 'n Oupa gesels met sy seun, hy sê, oupa, ek het nou gematrikuleer, ek is nou klaar met skool. Sy oupa sê nou en dan, wat gaan jy nou maak? Is jy okay, ou sis? Is reg. Jy kan my hoor daarna. Ja. Ek sal harder skree as ek moet. En hy sê, en dan? Hy sê, nee, dan gaan ek 'n werk kry. Hy sê, en dan? Hy sê, wel, dan gaan ek seker 'n girl kan uitvat. Hy sê, en dan? Hy sê, dan trou ek die girl. Hy sê, en dan? Hy sê, dan koop ek 'n huis. Hy sê, en dan? Hy sê, wel, en dan gaan ons seker kinders hê. Hy sê, en dan? Hy sê, nee, dan gaan ek seker my kinders deur laerskool moet vat. In hoërskool, en dan moet ek ook matrikuleer. En dan pas hy nou, en dan? Hy sê, nee, dan gaan ek seker aftree. Hy sê nou, en dan? Hy sê, nee, ek weet nie. Dan gaan ek seker doodgaan. En sy oupa vra vir hom, en dan? Baie belangrike vraag. As ek vandag sou sterf, is afgetree ek in my sekretaris. En dan? En ons het baie lanklaas in die skrif het gehoor, wat die skrif sê oor en dan. En ek het gaan kyk na 3 goed, wat belangrik is, en ek wil vir julle uit Markus 9 lees, ek gaan 'n paar skrifte lees, julle hoef nie almal saam te lees nie, maar ek gaan vir jou wys, wat sê die Bybel, wat wag hier en dan. Ons sing, op skool, ek kan het vir julle sê, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nie, en
vry. Ons gaan eendag hemel toe. Daar's 'n hemel. Daar's 'n en dan. Maar Jesus se woorde praat hier met ons in Markus 9 ook van 'n ander plek. Hy sê in die Engels gebruik hy die woord Hades. In Afrikaans sê hy, en as jou hand jou laat struikel, so hy skande waarvan ons nou nog gepraat het. As jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink deur die lewe te gaan as om 2 hande te hê en in die hel te gaan in die onuitblusbare vuur. Daar's 'n hel hierna. En dan is daar 'n hemel en 'n hel. Dis die en dan. Nou ek wil vir u sê, ons het laas Sondag mooi met mekaar gesels, Anja, jy was nou nie. Maar laas Sondag het ons gesê, julle was ook nie, want so lief het God die wêreld gehad in Johannes 3 vers 16, maar Johannes 3 vers 17 sê, maar Jesus het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar hy het om die wêreld te red. Ek is nie om te oordeel vanmôre nie, maar ek wil vir jou waarsku, daar is iets na en dan. Want onthou, môre oormôre kan jy nie omdraai en sê, ja, maar hy pastoor my nooit gewaarsku nie. Ek moet waarsku. Hy sê vers 44, waar die wurm nie sterf nie en die vuur nie uitgeblus nie, en vers 45, en as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepeel deur die lewe te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word, in die onuitblusbare vuur. En hy werk nog 2 verse daarna, want hy praat oor die hel, want ek wil nie oor die hel preek vanmôre nie. Ek wil vir jou verduidelik, wat is die erns van skande? Want ons het gelees, Jesus sê hy het ons skandebrief aan die kruis vasgekap, né? So wat het Jesus vasgekap? Jesus het ons skande vasgekap, ons vermoë om hel toe te gaan hy op 'n manier moet counter, is dit so nie? Wil jy op hierdie aarde wees om hel toe te gaan, ek dink nie so nie, ek wil nie. So ou liedjie wat sê, don't go to heaven alone, take somebody with you. Ek vat julle almal saam, beloof jy. Ek vat julle almal saam hemel toe. Maar hy sê 'n interessante skrif in Matteus, ek gaan soms 'n bietjie rondblaai, so julle my vergeet, ek 'n paar klipnotes gemaak. Hy sê Matteus 12 vers 36, maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee die dag van oordeel. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy geoordeel word. Okay, so nou het ons 2 goed. Jou hande en jou voete kan jou in die moeilikheid bring. Jou mond kan jou in die moeilikheid bring. So ons moet kyk waar ons hande, wat ons hande doen, ons moet kyk wat ons voete doen, ons kyk wat ons mond doen. Maar ons het ons nou klaar al 'n paar goed gemaak, het jy al gehoor praat ons. Dink jy praat ons Hoog-Frans. So ons, nou wat gebeur, Romeine leer ons iets. Wat gebeur as jy nou jou hande verkeerd loop, jou voete verkeerd loop, jou mond verkeerd loop? Wat gebeur? Nou sê hy, Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Maar wie wat daar's 'n ding wat sê maar. Maar beteken alles wat ek hiervoor gesê het, gaan ek regmaak die kant van die maar. Hy sê die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe wat God gee is die ewige lewe. So ons is vanmôre hier om te kyk, wat het Jesus bedoel met hierdie skuldbrief? Ek gaan nie vanmôre lank preek, maar ek wil vir julle vanmôre iets huis toe bring oor die skuldbrief van die mens. Nou, in die ou tyd moes jy 'n lammetjie vat. Jy verskoon omdat ek 'n slukkie water vat. Jy moes 'n lammetjie vat en jy moes daar deur die plein loop. Maar jy moet eers die lammetjie op hok gehou het. Wie van julle het nou al 'n lammetjie of 'n bok, 'n paar almals gehou en dan moet hy op hok staan. En dan moet jy seker maak hy's ordentlik, hy werk nog. Jy moet seker maak hy's wit. Jy moet seker maak hy het nie vlekke op nie. Jy moet seker maak sy horingkies is reg as hy horings het. Want is 'n lammetjie, jy moet hom seker maak sy ore is gekam, sy ore is skoon. Hy moet vlekloos, hy moet vir 'n week op hok staan. Hy moet nie begin klepel raak en lam raak en nie al want daai ding moet jy nou kom, want jy het nou groot sonde gebring. So jy het nou sonde oor jou lewe gebring en jy moet hom nou hoërpriester toe vat. En dan moet jy nou Sondag met daai lammetjie deur die dorp loop. Dan sê tannie Susan, daar gaan die pastoor weer met sy lammetjie, wonder wat het hy gedoen.
En so, die ouens, dit was 'n skande om van hierdie sonde ontslae te raak. Ag, daar gaan Anja weer met 'n duifie. Ek wonder hoe kom sy 2 duifies. Ek wonder wat het sy nou weer gedoen. Jy weet dan Martin kom met 'n bees aan. Wat het Martin gedoen? En jy, waarmee kom jy aan? Kom jy met Jack Russell daar aan? Hulle het net nie Jack Russell geoffer nie, hoor. In alle erns. Dit was 'n skande om van jou sonde ontslae te raak. Want wat raak van jou sonde ontslae? Bloed. Net bloed kan betaal. En net Jesus op die kruis kon. Nou sê hy, ons skuldbrief is aan die kruis vasgekap. Dan 1 keer 'n jaar kom die hoërpriester, dan kry hulle 'n lammetjie wat hulle groot maak. Hy's nou nie baie klein nie. Hy's maar 'n bietjie groter, hy's so amper skaap. Jy weet wanneer jy skaapvleis order en hy weeg meer as 18 kg sê, hoeveel tande het hy? Is hy nou 'n lam of is hy nog skaap? So hy was nog 'n lam, maar hy was al 'n groot lam. Dan sit hulle daai ding vir so meer as 'n maand is hy daar op voerkraal. Gee hom kos. Daar in die woestyn. Hy ons trek met tabernakel en alles. En dan kom die hoërpriester. En dan vat hy 'n skuldoffer, dan offer hy nou lammetjie en hy vat dit daar in die allerhoogste. Maar 1 keer 'n jaar, dan vat hulle al daai sondes wat hulle so deur die jaar geoffer het, dan sê hulle, Here, ons pak dit op hierdie, dis waar die sondebok vandaan kom. Pak hulle die sonde op hierdie lammetjie en jaag hulle met die woestyn in. En dan moet hy loop vrek daar, want hy dra die skuld van wat Israel gedoen het. Maak dit vir julle sin? Sien julle hoe die skuld werk? So, daar was 'n proses waar bloed moes betaal vir jou skuld en dan moes altyd iemand die skuld kry. So skuld kan nie net wegraak. Die skuld moet vereffen word deur iemand. Skuld moet betaal word. Sonde moet betaal word deur bloed, maar skuld moet vereffen word. Ons sonde word skuld teen God. Maak dit vir julle sin? Nou is dit die moeilikheid, ons moet van hierdie goed ontslae raak. Nou sê Jesaja, ons skuld en ons smaak word in 'n dubbele seën verander. Dis nie so nie. Nou kom ek lees gou vir ons weer Kolossense 2, ons teksvers, want dis wat ek wil hê. Kolossense 2 sê, en die skuldbrief teen ons, dis al die sonde wat opgeskryf word op hy lysietjie, wat met sy insettinge ons vandag vyandig was, uitgedel en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Ek het nooit verstaan wat dit was nie, en so in hierdie week te vertel iemand vir my 'n mooi verhaal van 'n gebruik in Israel. In Israel het jy al agtergekom, jy kry nie arme Jode nie, jy het wel agtergekom. Jy kry net ryk Jode in middelklas, jy kry nie arme Jode nie, jy agtergekom. Wat maak die ou Jode, wat het hulle met skuld gemaak? Obviously moet ek 'n koppie suiker by jou kom bedel. Nou raak die koppie suiker soveel ek kan dit nie terugbetaal nie. Nou raak my skuld soveel ek kan dit nie meer terugbetaal nie. So wat jy dan gedoen het op 'n stuk leer, dan gaan skryf jy hierdie sondes neer, so alles op 'n lys. En dan gaan kap jy dit vas op die markplein met jou naam daarby. Skuld vir Anja 1 koppie koffie, skuld vir hom 1 koppie suiker, skuld vir haar dit, ek skuld vir haar dat, skuld vir haar dat. En ek kap my sondes. Want die Bybel leer ons om ons sondes in die openbaar te bring. So ek kap my skuld. Dit wat ek skuld, dit wat my onderkry, dit wat my bestaan vernietig, kap ek op 'n stuk leervel vas teen 'n houtpaal op die plein. En dan sien almal, wat het jy gedoen? Weet jy wat in die Israeliete nie, hulle verwoes nie 'n persoon wat sy skuldbrief daarop sit nie. Wat swaar kry. Nee. Hulle gaan en een persoon, hulle noem hom 'n weldoener, kom daar en hy vat ook 'n stuk velpapier en hy skryf sy naam daarop.
En hy slaan hom bo oor daai stuk vel vas, sodat niemand jou skuld meer sien nie. As ek jou 'n koppie koffie skuld, en jy kom by die skuldbrief aan, dan staan daar geskrywe Susan Bain. Dan gaan haal jy jou geld by Susan Bain, want sy het besluit om my skuld te betaal. As ek jou 'n koppie suiker skuld, dan gaan haal jy hom by Susan Bain. So het Jesus ons skuld gevat, ons sondes gevat. En hy het sy naam voor dit gaan skryf. As die duiwel by jou kom, en die duiwel jou aankla, dan sê Jesus, kom haal die skuld by my. Verskoon. Daar was 'n tyd van die Here 'n skuldbrief voor my naam geskryf. Halleluja. Ek het nie kom staan vanmôre omdat ek slim is. Of omdat ek iets is nie. Iemand het 'n skuldbrief sy naam voor my te gaan skryf. Daar is Susan. Dis 'n nuwe begin. Ek voel sommer weer ek kan weer 'n koffie by haar gaan kry. Ek kan weer 'n suikertjie gaan eet. Want daai my skuld is betaal. Halleluja. En maak Kolossense 2 vir my sin. Hy sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was. Wat is God se insettinge? Die loon van die sonde is die dood. As jy fout gemaak het, moet jy sterf. Ons gaan sterf. Nou sê Jesus, nee, Halleluja. my kind, kom nader. Ek skryf jou naam voor, ek skryf my naam voor jou naam. Ek maak jou nuut. Daar's nie nodig om deur 'n proses te gaan. Is dit nie lekker nie, maak dit? Is nie wonderlik om te dink, deur net sy naam voorop te skryf. En daar sê Kolossense, het my skuldbrief gevat en aan die kruis vasgekom. Sorry ek raak emosioneel, maar dis wie ek is. Ek is lief vir die Here, en as sy Gees met my werk, dan is dit hoe dit is. En ek wil vir julle vanmôre, ek gaan vanmôre nie laat verbygaan. Net seker maak ek genoem wat ek wou genoem het. Ek gaan nie vanmôre laat verbygaan, maar ek wil hê julle met julle hoofde buig. En ek wil hê julle moet vanmôre jou oë toemaak. En ek wil nie hê julle moet